Goeiemôre. Het gaan besonder goed met julle vanoggend. Het is lekker om so baie gesigte te sien. Ons vier Pinkster vanoggend. En is natuurlik ook ons nagmaal en dan natuurlik die mense wat saam met of wat bestel het, is daar gaan ook 'n Pinkster ete wees na die tyd of later. Ek weet seker nie, maar hy is daar. Ek wil gou vra, draai na mekaar toe. Stel jouself voor op jou naam vir die persoon wat nie in jou gesin is nie en naby jou sit. Wonderlik om saam in die huis van die Here te wees en gaan 'n oomblik gee van stilte waar ons net gaan bewus raak van God se unieke teenwoordigheid hier vanoggend en dan gaan ek vir ons 'n foto lees en dan sal ons ook 'n interaktiewe seëngroet doen. So kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Ons het die week belofte van die Here Jesus gevier wat ons vandag weer vier wanneer hy vir ons gesê het in Johannes 14 in vers 26 die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En dis dieselfde Here, dieselfde een wat beloof wat gestuur het en ook sal stuur wat ons dan ook vanoggend groet. En ek net vra ons oorgaan na die volgende skyfie daaraan toe en dan sê ek vir julle, die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Genade en vrede vir julle van God die Vader. En van God die Seun. Van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan gaan ons twee liedere sing oor Gees van Vader en van Seun, as ook Let the Weak Say I'm Strong, waarna ons die geloofsbelijdenis ook gaan opsê en dan kan ons gerus gaan sit.
in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gaan gerus sit. Ek gaan nou geleentheid gee vir die offergawes. Gewoonlik doen ek dit na die tyd, maar met al die kinders en dinge saam, gaan ons dit nou vra, so vra dat ons die hakens en kollektante dan ook net vir ons bedien. Kom ons buig ons oë. Hemelse Vader, ons dankie dat ons uit U oorvloed kan gee. Ons bring hierdie dankoffers as tekens van die liefde aan ons. Mag U dit ook gebruik om die koninkryk te bou, sodat ander U evangelie kan hoor en dat U gemeente ook kan groei. Ons wy onsself ook nou opnuut aan U toe, nie net ons geld nie, maar ook ons hele lewe. Ons dankie vir U groot genade in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou nog 2 liedere sing vir ons as voorbereiding van skriflesing. Die eerste
Albei gaan ons Pinksterliedere wees. Die eerste daarvan is in 'n wêreld vol gebrokenheid, op wysie van World in Union, en daarna is dit ook ons bring aanbidding hier aan U alleen.
Ons gaan vandag kyk na God se soewereiniteit. Hier is 'n baie vreemde woord vir die moderne oor. Ek wonder net, is daar iemand onder die ouderdom van 30 wat dalk vir my kan sê wat die woord soewereiniteit beteken? Iemand onder die ouderdom van 60. Dis 'n baie vreemde woord. Nie net omdat dit min gebruik word nie, maar ook omdat die konsep baie vaag is en selfs tot 'n mate non-existing is. En ons lewe in 'n wêreld, of want ons lewe in 'n wêreld wat almal in beheer wil wees. Elkeen wil in beheer wees van sy eie lewe, sy eie destiny bepaal. Van kleins af vra ons vir kleintjies. Terloops, as hy nog kleintjies is, daar's bo 'n aangeleentheid vir hulle, maar van kleins af vra ons vir kleintjies, wat wil jy word? En dit sal amper snaaks wees as hulle vir ons iets sê soos ek wil 'n fabrieklynwerker word, of 'n goeie ma, of 'n toegewyde landsburger. Hoekom? Want jy moet mos iets word wat wys dat jy 'n beheer is van jou lewe. Jy moet mos iets word waar jy jou eie toekoms kan bepaal. Soos 'n dokter of 'n argitek of 'n prokureur. 'n Werk waarmee jy maklik jou wortels uit kan trek en selfs na 'n ander land toe gaan. En daarom is dit absurd om te dink in ons kultuur dat enigiemand 'n bindende inspraak kan maak op ons lewens. En hulle iets kan sê wat ons dood eenvoudig moet doen. Iemand iets sê wat soewerein is. So tensy dit jou werkgewer is, 'n werkgewer is wat vir jou iets sê om te doen, is dit eintlik belaglik as iemand vir jou wil sê, vir jou sê wat om te doen, of nog erger, wie om te wees. En selfs al doen jou werkgewer dit, wil jy net dood eenvoudig loop. As iemand wat by Spar werk vir jou sê dat jy te veel sweets koop, dan ry jy Checkers toe. As Boumond vir jou sê dat jou kind beter maniere moet leer, dan skuif jy net jou kind te hoop toe. Of andersom, ek sal later. As jou kerk sê dat jy nie mag skei nie, dan begin jy net jou eie kerk. Soos koning Henry die 8ste dit gedoen het in 1534 in Engeland, so terloops. En die gedagte van wie is jy om vir my te sê wat om te doen, is volop in ons kultuur. In ons huwelike en in ons huisgesinne. En in vandag se teks waarna ons gaan kyk in Handelinge 16, sien ons soortgelyke elemente in die kultuur van Filippi. In vers 16 vertel Lukas vir ons van 'n slavin met 'n gees van waarsêery, van fortune telling, 'n vrou wat besit is deur ander mense wat die toekoms moes voorspel. Waar haar drome haar gehelp het om as te ware in die toekoms in te kyk. En Lukas verduidelik dan ook vir ons dat die eienaars wat hierdie vrou in besit gehad het groot geld uit haar uitgemaak, uit haar demoniese aktiwiteit. In haar ongelowige en besete toestand word sy dan gekonfronteer met die Heilige Gees wat in Paulus woon. En sy kan nie anders as om te erken wat sy hierso sê in vers 17, wanneer sy sê, slight delay op my knoppie. Wanneer sy sê, hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. En dit laat my baie dink aan 'n ander besetene in Lukas 8 vers 28 wat gesê het, hy sê dat toe hy Jesus sien het hy uitgeroep, voor hom neergeval en met 'n harde stem geskreeu: "Los my uit, seun Jesus, seun van God die Allerhoogste. Ek smeek U, moet my nie pynig nie." Hier soortgelyk sien ons dat die bose gees nie anders kan as om God as die Allerhoogste te erken nie. In Jesus se geval is dit deur God die Seun en in Paulus se geval deur God die Heilige Gees. Hierdeur lees ons met ander woorde dat hierdie demoniese realm, hierdie demoniese ryk, ten diepste, ten spyte van alle kragte en magte, God se almag moet erken. Moet erken dat hy almagtig is en regeer oor die heelal. In die demoniese geval beteken dit dat hulle uitgedryf word, of dat God hulle kan uitdryf, wegdryf, oorheers en self stuur tot in, wat die Griek sê, abyss in. Ons sien ook in die skepping, hoe die skepping God se almag moet erken.
Wanneer God sê, laat daar lig wees, kan die skepping nie anders as om te reageer op God se woorde nie. Dit kan nie anders as om realiteit tot stand te bring nie. En daar was lig. Ons noem hierdie alles soewereiniteit. Dit is 'n woord wat gebruik word ten spyte daarvan dat ons in 'n wêreld lewe waar almal oor hulle self wil regeer. In soewereiniteit hoor ons die Engels sovereignty, of ons hoor die Latyn super, wat beteken opper. Ons hoor dit byvoorbeeld soos in die woord Superman, waar die P net versag word na 'n W, soewer. En dan die woord rein wat beteken suiwer. Dus is God, is soewereiniteit God se suiwer superheid. Die feit dat hy beheer is van alles. En God se soewereiniteit word in Filippi vertoon. En dan sien ons hoe verskillende mense verskillend reageer. Ons sien hoe die stadsbestuurders regeer met rebellie teen God se soewereiniteit. Ons sien hoe Paulus en Silas sing oor God se soewereiniteit. En dan sien ons hoe die tronkbewaarder gekonfronteer word met die soewereiniteit van God. En daarom vandag se tema, God se soewereiniteit, rebellie of lof, hoe reageer jy? Kom ons sluit ons oë. Dankie Here vir die wonderlike voorreg om vanoggend hier by mekaar te kan wees. Dankie dat ons kan feesvier oor Pinkster, oor U Gees wat in ons woon en wat vir 2000 jaar al die kerk bou hier op aarde. As ons gemeente nou ook saamkom, wil ons voor U erken dat ons so dikwels tekort val. Dat so dikwels ook in opstand kom teen die soewereiniteit en tekort skiet in ons eie lewens. Dat ons nie altyd U dien met ons hart, siel, verstand en al ons krag nie, en dat ons dikwels ook nie ons laaste lief het soos onsself nie. En daarom wil ons 'n beroep doen op U barmhartigheid vanoggend, Here. Wees ons genadig. In U troue liefde vergewe ons oortredinge. Here, want U Seun het vir ons sondes kom sterf en op grond van Sy naam roep ons U aan, op grond van U barmhartigheid wat U lewe vir ons kom gee het, roep ons U aan en ons kom vra dat die Heilige Gees ons ook heilig van daardie sonde. En mag die Heilige Gees ook vanoggend U woord vir ons kom oopbreek. Mag hy die een wees wat klarigheid kom gee, wat hierdie woord wat al vir 2000 jaar lank vasgelê is, mag hy dit lewend maak in ons harte en in ons lewens. Ons bid dit nie omdat dit verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ons luister nou saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in Handelinge 16. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery, wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree: hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Dit het sy daar aan gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê: ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan. En presies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaars merk dat hulle 'n hoop op 'n inkomste hiermee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep tot voor die owerhede. En nadat hulle voortgebring het, het hulle vir die stadsbestuurders gesê: hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode, en verkondig gebruike wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om aanvaar of nagevolg te word nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai, en die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle baie hou geslaan is hulle in die tronk gegooi en die tronkbewaarders opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in blokke vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister.
Skielik was daar 'n ewige aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeye het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is almal hier. Die bewaarder het vir lig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, glo in die Here Jesus en jy en jou hele huisgesin sal verlos word. Hulle het toe die woorde van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. En hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Soos ek genoem het, kyk ons vandag na God se soewereiniteit, en ons kyk spesifiek daarna in Filippi aan die hand van hierdie handelingegedeelte. En ons sien hoe God se soewereiniteit in Filippi tentoongestel word en hoe daar 3 reaksies is. Die eerste reaksie is rebellie, die ander reaksie is lof, en dan die van die tronkbewaarder wat ons vra, hoe reageer jy vandag? Ons het nou gesien, nadat Paulus hierdie gees uitgedryf het, word hy en Silas voor die dorpse raad gesleep. En hulle word aangekla vir die skade wat hulle veroorsaak het. Hierdie is vir ons hopelik 'n baie vreemde konsep, want ons lewe in 'n oormeerderlike Christelike land. Ja, Suid-Afrika het sy uitdagings, past, present and future, maar ons is steeds Christelik, want ons land was hoofsaaklik deur die Nederduitse gereformeerde kerk opgerig en bekeer tot 'n Christelike nasie, en was onder Engeland onder die Anglikaanse kerk opgebou as 'n vereniging van 4 Christelike lande of 'n union. Maar die Romeinse ryk was baie anders, soos dit baie ander lande ook anders is vandag. Dit was nie vanselfsprekend dat die uitdryf van bose geeste goed was nie. Inteendeel, daar is dele in die wêreld waar bose geeste mag en beheer beteken, selfs vandag toe nog. En waar goed of sleg nie saak maak nie, maar dit slegs afhang van wie die meeste mag en krag het. Of in erger gevalle, wie die sterkste of meeste demone het en skynbaar in beheer is daarvan. Soortgelyk in die Romeinse ryk was demoniese aanbidding algemeen. Soms direk, maar soms indirek, of volgens 'n ander naam. Soos Paulus het vir ons verduidelik in 1 Korintiërs 10 vers 19 tot 20, wat bedoel ek hiermee? Dat 'n afgodsoffer tog iets is, of dat 'n afgod iets is? Nee. Maar wat hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Met ander woorde, die geloofspraktyke van die Romeinse ryk is 'n offer aan demone. In Indië is dit vandag steeds normaal in die Hindoe geloof. Soos wat ek vlugtelik Sondag aand of Maandagoggend, afhangende van wanneer jy was, gesê het, is dit bekend dat 'n guru in Hindoeïsme die gebruik maak van demoniese kragte of kuldani kragte om volgelinge byvoorbeeld styptrekkings te laat kry of deur die aanraking aan die voorkop mense agteroor te laat val. En selfs in die Weste, waar ons ateïsme het, is ateïsme eintlik ook 'n vorm van selfaanbidding wat geneig is tot die demoniese. Ons sien hoe ten spyte daarvan dat mense 'n materialistiese wêreld wil aanhang waar daar niks geeste is nie en waar hulle wil vashou aan 'n evolusionêre teorie wat die geestelike verwerp. Ten spyte daarvan kry mense wat sê I'm spiritual but not religious. Dinge soos New Age, secular humanism en vorme van dualisme of gnostisisme, waar hulle wetend of onwetend probeer intap op demoniese kragte wat rebelleer teen die Skepper God. En daarom dan terug by die verhaal vir die eienaars
vir die stadsbestuurder en die owerhede wat uitspraak moet lewer oor Paulus wat 'n gees uitdryf, was die demoniese besetenheid normaal en dalk selfs goed. En God deur Paulus kom dan en versteur hulle daaglikse lewe, hulle inkomste, hulle beheer. Ja, God se soewereiniteit kom maak aanspraak op verandering in hulle daaglikse lewe. Hoe reageer hulle? Hulle rebelleer teen God. En dit gebeur vandag nog. Hoe durf God my vra om my leefstyl te verander? Ek drink mos maar. Ek vloek mos maar. So gemaak en so laat staan. En ek wil prakties hierna kyk, deur te kyk na 3 forme van rebellie of verwerping. Die eerste een is slagoffer of victim. Die ander een is aangevalde of villainization, villain, en die laaste een is hulpeloos. Die eienaars van hierdie slawe tree op as victims of slagoffers. Hierdie godgegewe goedheid van bevryding raak hulle bottom line en hulle beursie, en dit is absoluut onaanvaarbaar. Nou moet ek die slagoffer ander maniere kry om geld te maak, omdat God wil voorskryf wat reg of verkeerd is. En dit gebeur natuurlik vandag nog in besighede, in regerings met korrupte finansiële praktyke, maar dit gebeur ook soms in ons daaglikse lewens. As jy in die verkeer vassit, dan dink jy, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? As jy in die buslaan ry of oor die spoedrings gaan en dan tot jou eie skok 'n kaartjie kry, dan vra jy, was dit regtig so erg? As jy 'n verslawing soos alkohol of pornografie het, dan sê jy maklik, as jy in dieselfde situasie was, sou jy dieselfde gedoen het. En dan kom jy hartseer dat ons dit ook met God doen. Wanneer die Heilige Gees deur die Bybel en deur ander mense ons uitwys op ons sondes, dan vermy ons dit, want ons is slagoffers. Hoekom het ek huwelikprobleme? Hoekom glo my kinders nie meer nie? Dalk as ek minder moeg was, sou ek meer kerk toe gekom het. Geen eienaarskap, geen selfondersoek nie. God se soewereiniteit werk egter anders. Jy is nie 'n slagoffer nie, maar 'n sondaar wat moet bekeer en verander. Dan by die volgende punt sien ons die owerhede en die stadsburgers wat reageer is aangevaldes of villains. Hulle label hierso vir Paulus en vir Silas as mense wat hulle samelewing wil verwoes. Hulle sê hierdie mense stook onrus in ons stad. En wat doen jy met villains? Jy val hulle aan. Dis mos aanvaarbaar en goed dat jy hulle klere afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan word. Hulle is mos slegte mense. En ons doen dit ook. As iemand ons aanvat oor slegte gedrag, sê ons maklik, Pieter hou net nie van my nie. As ek sleg voel, as iemand my laat sleg voel, is dit die boodskapper wat onmenslik is, met slegte intensies. Dis nie my sondige natuur wat foute maak nie. Hoe kan 'n goeie, redelike en opregte mens iemand so perfek soos ek seermaak? Snaaks as mens dit hardop sê. En ons doen dit ook met God. Wanneer hy swaar kry oor ons pad laat kom, is dit maklik om verwyte teen hom op te bou. Hoe kan 'n goeie God swaar kry oor my bring? Hoekom wil hy vir my volharding leer? Hoekom verwag hy van my om iets op te gee? Verwag God regtig dat ek moet afstand doen van oneerlike geld? Of in Filippus se geval, hoekom dryf God demone in my lewe uit? Wil God dan die slegste vir my hê? En die laaste een sien ons 'n vorm van rebellie sien ons versteek in die slavin, wat ek noem powerless of hulpeloos. Dit is wanneer jy passief is, omdat jy sê, dat geen goeie optrede gaan help nie. Jy rebelleer agter die verskoning dat jy eintlik 'n goeie mens is. Maar dit help nie om die regte ding, want jy sê vir jouself, dit help nie om die regte ding te doen nie. Want dit gaan een impak hê nie. Ons doen dit ook dikwels. Dit help nie ek sê vir my vrou, hierdie pla my nie, want sy gaan in elk geval oorreageer en vir 'n week ontstel wees. Dit help nie as ek ophou vloek by die werk nie, want almal doen dit.
Dit help nie dat ek ophou met bedrog nie, want dis hoe my industrie werk. Ons rebelleer dan ook so teen God. Ons staan nie op vir ateïste of kritici van ons geloof in ons werkplek nie, want dit help nie. Ek is bang om in die kerk te dien, want ander mense kan dit beter doen. Dit help nie ek probeer nie. Maar dan wil ek sê, mag ons die versoeking weerstaan om nie soos hierdie stad in Handelinge 16 te rebelleer teen God nie. Maar mag ons God se soewereiniteit omarm en toelaat dat hy ook inspraak lewer in ons lewens. Oorgaan na hierdie refleksievraag, waar in jou lewe is jy geneig om teen God te rebelleer? Ons gaan 'n paar oomblikke stil word en net hieroor nadink. God se soewereiniteit, rebellie of lof. Waar staan jy? By die tweede gedeelte, of die middelste gedeelte van hierdie teksgedeelte, sien ons dan hoe Paulus en Silas reageer. As gevolg van die stadsbestuurders en owerhede wat rebelleer teen God, word Paulus en Silas in die tronk gegooi. Daar staan in die teksgedeelte in vers 23, nadat hulle met baie houe geslaan is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle goed te bewaak. Paulus en Silas het alle redes gehad om hulle self victims of slagoffers te noem, want hulle is ter wille van hulle geloof gearresteer. Hulle kon maklik die stadsburgers willens genoem het, mense wat hulle aanval, ten spyte van hulle Romeinse burgerskap hulle geslaan het. En net so maklik kon hulle gesê het, toe hulle voete in blokke vasgeklem is, besluit het dat hulle powerless of hulpeloos was, dat niks wat hulle doen saak maak nie. Maar wat doen hulle dan? In hulle reaksie sien ons hoe die regte manier is om te reageer op God se soewereiniteit, op sy lof. Ons lees in vers 25 waar Lukas vir ons sê, om middernag was Paulus en Silas besig om te bid tot lof van God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister. In hierdie koue tronk, waar hulle in blokke vasgemaak is, hulle kan nie beweeg nie. Hulle voel op hulle vel die middernagtelike temperatuur op die steenvloere. Hier sing hulle, want hulle verstaan wat God se soewereiniteit eintlik beteken. Hulle verstaan dat hy in beheer is. En soos wat Paulus dan later vir ons ook verduidelik in Romeine 8 vers 28 tot 30, waar hy vir ons sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is, want hy het hulle, wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstegeborene onder baie broers kan wees, en diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. En daarom weet Paulus hierso, dat God hom bestem het as 'n instrument. En hy weet as gevolg daarvan, dat God alles ten goeie sal laat meewerk, soos wat hy beloof. Dit wil sê, Paulus weet,
dat ten spyte van hulle swaar kry, ten spyte van die houe wat hulle pimpel en pers gelos het, ten spyte van die kettinge aan hulle arms en enige ander swaar kry wat oor hulle pad kan kom, beloof God om alles ten goeie mee te laat werk vir Paulus wat hom liefhet. En daarop weet hy ook dat God hom gebruik as die instrument waarvoor hy hom uitverkies het en bestem het. Dat dit God self is wat hom geroep het en dat hy beloof het dat hierdie roeping sal oorloop in verlossing en in heerlikheid. Die soewereine God sal nooit sy uitverkorenes in die steek laat nie, want hy bly altyd in beheer. En daarom mag ons ook lof hê. Ons mag ook weet dat selfs in ons swaar kry, waar ons hulpeloos voel, kan ons opkyk na God. En soos ons eerste vraag van ons Heidelbergse katekisme sê, wat ons baie goed ken, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Met ander woorde, swaar kry gaan kom. En om vas te hou aan aardse dinge gaan uiteindelik nie help nie. Daar is 'n enige troos, 'n enkele troos, 'n een troos en dit is God. God is in beheer en dit beteken dat sy soewereiniteit vertrou kan word. Dit sal nooit val nie. En ons weet dat hy die God is wat bestem, bepaal en alle dinge laat goed uitdraai vir die wat hom liefhet. Al voel dit nie so nie. 'n Oomblik vra net vir refleksie, sal weer stil word met die vraag, waar in jou lewe het God swaar kry ten goeie laat meewerk? God se soewereiniteit, hoe reageer jy? Wat gebeur dan tydens hierdie lof? Paulus en Silas wat sing in die tronk. Lukas vertel vir ons, skielik was daar 'n hewige aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeye het losgegaan. Paulus en Silas sien hier hoe God se soewereiniteit uitspeel na hulle sing oor sy soewereiniteit. En hoe God hulle swaar kry ten goeie laat meewerk. Hulle word bevry. En dan skuif ons fokus hier na 'n tronkbestuurder, 'n tronkbewaarder, wat voor twee keuses staan. Hy staan hier voor 'n keuse rebellie of lof. En wat kies hy? Die tronkbewaarder word wakker as gevolg van hierdie aardbewing en dink dat die gevangenes ontsnap het. Hierdie maak hom so bang dat hy homself wil doodmaak, of soos vers 27 daarvan sê, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak. Maar dan draai hy na Paulus en Silas toe en hulle sê vir hom, glo in die Here Jesus Christus en jy en jou hele huisgesin sal verlos word. En dit plaas ons hier by 'n keuse van lewe en dood. In hierdie oomblik moet die tronkbewaarder kies tussen die pro-demoniese Filippi kultuur en die Christelike geloof. Op 'n letterlike vlak kies hy tussen lewe en dood, tussen selfmoord en 'n liewe lewe, los van die demoniese Romeinse ryk.
Maar op 'n geestelike vlak kies hy tussen dood in sy sonde en lewendig in die opstanding van Jesus. En waarop loop dit dan uit? Sy keuse loop uit op lof. Of dan soos vers 34 sê, hy en sy hele huisgesin was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Sy huisgesin, oud en jonk, word gedoop en deur die geloof van hulle vader, van hulle pa, kom almal tot geloof. En soortgelyk bring jou lof oor God se soewereiniteit ander na God. Veral as 'n vader in 'n gesin, 'n vader in ons familiekerk, en elkeen wat vandag hier sit, doen ook dieselfde. Jou lewe uit dankbaarheid vir die soewereine God, getuig van God se transformerende krag wat lewe bring. Jou lewe uit dankbaarheid vir die soewereine God, getuig van God se transformerende krag wat lewe bring. In gesinne, gemeenskappe en gemeentes. Wat kies jy? Rebellie of lof? Kom ons raak stil nog 'n oomblik met hierdie vraag: hoe lei jou lof oor God se soewereiniteit ander na God ten midde van swaar kry en ten midde van lyding? Kom ons raak stil. God se soewereiniteit, rebellie of lof, waar staan jy? Hierdie is dieselfde vraag wat die nagmaaltafel hier voor ons ook kom vra. Die nagmaal is 'n herinnering of nagedagtenis van wat Jesus vir ons gedoen het. Toe hy deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde gedra het. Hy het volmaakte gehoorsaamheid vir God se wet vir ons, hy het volmaakte gehoorsaamheid gehad vir God se gewet. Hy het vir ons gelei sodat ons nooit weer 'n voorwerp van skande hoef te wees nie. Hy is onskuldig tot dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis vasgespijker om die skuldbrief van ons sondes daar te los. So het hy ons ook ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seun oorlaai. Hy het pyn en smart en bange Godverlatenheid beleef en uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Uiteindelik het hy met sy dood en die stort van sy bloed die ewige genade verbond vervul met die woorde, dit is volbring. En daarop is ons nagmaal ook 'n selfondersoek. Diep introspeksie na onsself en waar ons staan teenoor God. Met die vraag God se soewereiniteit, rebellie of lof, waar staan jy? En ons sien eerstens, ons moet nadink oor ons sondes en vervloeking. En ons moet diep berou hê voor God. Dan sien ons ook tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo, dat hy al ons sondes alleen op grond van die
soenverdienste van Christus vergewe het, en dat sy volmaakte geregtigheid aan ons toegereken is. En derdens sien ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dankbaarheid aan God te betoon, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee. Ek gaan ook vra dat Stanley vir ons ek kry hom nou nie raak gesien nie, daarso. Die kinders gaan haal, waar ons gaan nadink hieroor, oor die gedagtenis van Jesus wat vir ons sondes gesterf het, en dan ook hoe ons self ondersoek moet doen. Eerstens oor ons eie sondes, tweedens oor hierdie vaste belofte van God, en dan derdens ook oor hierdie dankbaarheid. Kom ons raak stil. In ons gedagtenis van wat Jesus vir ons gedoen het en ons self ondersoek oor ons sondes, oor ons geloof en dan ook oor ons lewe uit dankbaarheid, oor ons die woorde dat almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter hardnekkig is en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars, waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in die kerk en die staat, die wat myn-eed pleeg, ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, onsedelikes, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gieriges om nie aan die nagmaal, na die nagmaal te kom nie. Niemand wat liefdeloos en afstootlik lewe, het deel aan die koninkryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons dink dat ons sondeloos en volmaak is nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite ons self in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees hartgrondig berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. En daarom kan ons verseker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse voedsel en drank. Ek gaan nou vra vir ons vir die Hakens om te help om die tafel in gereedheid te bring. Ek nooi vir Rita en vir Stefan vorentoe en dan kan ons ook, David asseblief, ons lied sing, die musiekspan. Dis 'n skrifberuiming van Johannes 6, waar Jesus vir ons sê dat sy liggaam en sy bloed ons ook voed, op die wysie van middelpunt van ons verlange, en ons gaan dit sittend sing.
gaan nou ook vra dat die diakens ons kom help om die tekens uit te deel. Okay. As jy by die brood. Deur die blare gewees. Vir julle.
enigiemand oorgeslaan met een van die tekens? Fantasties. Gelowiges verhef julle harte nou na Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees ons net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat hy hierdie tekens van brood en wyn ook deur ons gemeente aan julle gee. Ons gaan nou oor na die gebruik van die nagmaal toe. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam. Neem dit, eet en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot die volkome versoening, vergifnis van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink daaruit en gedenk, en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood gevoed het, dat ons saam met dankbaarheid sy naam ook loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here, o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siekte genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie, en hy bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkoms ons sondes en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sondeskuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here oor die wat vir hom ontzag het. Hy wat selfs sy seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons oorgelewer het, hoe sal hy dan nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee André de Tooy, en jy moet kyk, we gaan vinnig vorentoe kom, dan gaan hy vir ons vinnig vertel van die deurkollekte Free, André sal sê, ek het nou my naam is, en dan daarna sal ons afsluit met hier is die kerk, as ook die seëngroet, en dan die van julle wat by die Pinksterete sien julle binnekort. Goeiemôre gemeente, dit lyk of alles werk, of julle my goed kan hoor. Die deurkollekte vandag is vir 'n organisasie, 'n sendingorganisasie met die naam van Free to Serve. Ons gemeente loop al 'n lang paadjie met hulle, as ek dit reg het, seker al meer as 25 jaar. So baie van julle wat hier sit sal weet van hulle en weet wat hulle doen, maar ek glo daar's ook heelwat mense wat dalk nie weet wat hulle doen nie. Meer as 30 jaar gelede was Dr. Johan Snyman en sy vrou Elna
was hulle 'n leraarspaar gewees in die Laderspark gemeente in Pretoria, toe hulle 'n roeping gekry het van die Here om in Noord-Indië 'n bediening te begin. Na vele gebede en oorweging het hulle eintlik ja gesê op hierdie roeping en het hulle die sekuriteit van 'n gemeente en die sekuriteit van 'n salaris verlaat om heeltemal afhanklik van die Here verder te opereer. Hulle was getrou, hulle was gehoorsaam eerder, hulle was gehoorsaam en die Here was ontsettend getrou. As ons sien wat daarna gebeur het, wat die afgelope 30 jaar gebeur het. In Noord-Indië rondom Chandigarh is daar 'n bediening gevestig oor die jare en ook een in Noord-Thailand, naby Chiang Mai. En die bediening in Thailand bedien ook vir Laos, Myanmar en China. En deur die jare is daar honderde pastore opgelei om self uit te gaan na klein nedersettingkies toe om die Here om disippels te maak. Dit is hulle taak om disippels te maak vir die Here. En so het honderde pastors is opgelei, want dis die model van Free to Serve, is om inheemse mense op te lei om onder hulle eie mense te werk. In deur die jare het honderde van hulle uitgegaan en het daar duisende mense tot bekering gekom. Mense wat eers Hindoes was, Boeddhiste was, van ander gelowe, Sikhs. So was die Here getrou op 'n ongelooflike manier. Johan en Elna praat graag van die God van die onmoontlike. Ons het vandag die geleentheid om hulle te ondersteun by die deure, maar ook as julle na hierdie blaadjie kyk, daar is 'n rekeningnommer daar as julle 'n bydrae wil maak. Julle kan ook by die kerkkantoor 'n bydrae maak as julle wil. Oorweeg dit asseblief, dink daaraan om hierdie mense te ondersteun wat so getrou was aan die groot opdrag van die Here om uit te gaan en disippels te maak. Baie dankie. U stel ons aan, ons is gekies. U gee ons die guns, laat U gees voor ons daarin kom. Maak hier U wil deur ons bekend, net soos dit is, dat mense dit ken. Laat U gees voor ons daarin kom.
ontvang dan nou ook die seën van die drie-enige God. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.